Hallo almal, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Koning, Trooster, Gees van die waarheid, alomteenwoordig en met wie alles vervul is. Skatkis van die goeie en gewer van lewe, kom woon in ons. Suiwer ons van alle onreinheid en red ons siele, o goeie. Ek wil volgende praat oor die verering van relieke en ikone, onderwerpe waar ons nou al 'n lang tyd heen op pad is. Maar ek moet eers as 'n agtergrond met julle praat oor 'n onderwerp wat daar langs aan staan, naamlik materie. En soos van tevore toe ons oor die dood en die tradisie gepraat het, moet ons ook eers kyk hoe westerlinge materie verstaan. Daar's 3 maniere, breedweg gesproke. Die eerste manier is 'n baie negatiewe perspektief op materie. Onthou dat ons nie gesê het dat daar in die middeleeue onderskeid getref is tussen die natuurlike en die bonatuurlike. Die bonatuurlike is die wêreld waar God is, en die natuurlike wêreld is die wêreld wat deur natuurwette geregeer word, en waar God as het ware nie is nie. Dit het gelei tot 'n siening wat soos volg deur Philip Sherrard, die ortodokse filosoof van die 20ste eeu, beskryf is, nogal in 'n artikel wat handel met die vraag in Hamlet, to be or not to be. Dan praat hy oor die materiële wêreld soos volg. Hy sê volgens hierdie tradisie, en hierdie tradisie waarvan hy praat is nou nie die ortodokse tradisie nie, maar die tradisie van Augustinus en veral Thomas Aquinas, is die materiële wêreld, die wêreld van die sintuie en selfs van die geskiedenis self, so gebrekkig aan formele eienskappe, dat mens eintlik kan sê dat dit ontbreek aan enige ware of intrinsieke werklikheid. Slegs dit wat vorm besit, besit werklikheid. Of, om het op 'n ander manier te stel, slegs dit wat vorm het, bestaan. God, wat die essensie van bestaan self is ook die hoogste vormgewende beginsel. Maar materie op sigself is feitelik die teenoorgestelde van God. En kan ek myself net hier onderbreek, ek weet, hier is 'n filosoof wat praat, ek weet, dit klink geweldig filosofies, ek weet julle het 17 vrae op die stadium, byt net vas, het word makliker oor 'n rukkie. Materie op sigself is feitelik die teenoorgestelde van God. Op sigself is dit so ontneem van vorm, dat gesê kan word dat dit geen deel het aan ware bestaan nie, en kan daarom meer behoorlik beskryf word as nie bestaan. Dis amper soos om te sê dat dit meer behoorlik toegewys kan word aan die sfeer van die duiwel, aangesien die duiwel by uitstek die ontkenning van bestaan is. Dis juist hierom dat van die wêreld van stoflikheid en selfs die mens self tot die mate waartoe hy deur sy val homself van God afgesny en homself aan hierdie wêreld verbind het en sy geskiedenis daarin uitleef, gepraat kan word asof dit verkoop is in die gevangenskap van die duiwel. En dan hierdie belangrike sin, en dis eintlik maar wat ek wil sê, hierdie wêreld en die mens daarin bestaan uit 'n hoop verderf, dood en verrottende aas, wat besit word deur dinge wat walglik en afstootlik van aard is, en gedoem tot die vergeetlikheid. Om op te som, aan die een kant staan daar die essensie van wese, die essensie van bestaan, die vormgewende beginsel God,
En aan die ander kant daarteenoor staan materie. Die hoop verderf, die dood en verrottende aas. Hoekom? Omdat het los is van God en oorgegee aan die sfeer van die duiwel en die sonde. Tot sover nou Sherard se aanhaling. Hierdie siening van materie lei iemand soos Luther om van homself te praat as sneeubedekte mis. Mense sou hierdie siening ook kon noem die geesgestroop van die materie. In hierdie siening word die gees van die mens gered en verlos van die verrotte liggaam wat die tempel van Satan is. En natuurlik as jy met hierdie siening na relieke en ikone toe kom, is dit ten beste afgoderry en selfs al is dit nie, maak dit geen sin nie. Hoekom sal 'n mens mis vereer? Die tweede siening van materie, wat daar in die weste heers, kan materie gestroop van gees genoem word. En dit word vandag nog grootliks aanvaar deur die heersende tydsgees van wat genoem word wetenskaplike materialisme. Oor materialisme moet mens om mee te begin sê dat dit nie verwys na daardie sosiale speletjie waarvan die onderliggende aanname is dat die ou wat die meeste speelgoed het wanneer hy doodgaan die wenner is nie. Nee, materialisme is 'n idee wat min of meer saam met die verligting ontwikkel het. Dit voer aan dat materie die basiese stof in die natuur is en dat alle dinge, insluitende ons gedagtewêreld en bewussyn, die gevolg is net van interaksies tussen materiële dinge. Met ander woorde, daar's materie en niks anders nie en verseker ook nie God nie. As jy met hierdie perspektief van materie by die verering van relieke en ikone aankom, dan is dit die daad van iemand wat of van looitjie getik is, of iemand van wie die senuwee-sinapse nie behoorlik werk nie, sodat hy nie behoorlik rasioneel kan dink nie. Die derde perspektief wat mense in die weste vind op materie is pantheïsme, ook soms genoem die heidendom of die heidense geloof. Pantheïsme is die geloof dat hierdie boom of daardie berg of hierdie goue beeld 'n God is. En met ander woorde dat die skepping gelykgestel word aan God. Dit is nie heeltemal so advanced soos wat dit op eerste oogopslag sou klink nie, want 'n mens sien dit vandag oral. Aan die een kant is daar die groeiende neopaganistiese bewegings en gelowe wat so sampioene die wêreld oor opskiet, en aan die ander kant is daar ons moderne verbruikerskultuur, wat niks anders is nie as 'n vorm van pantheïsme, wat die plek wat God in ons lewens behoort te hê, toeken aan 'n selfoon, of 'n skootrekenaar, of 'n motor, of 'n groot huis of wat ook al. In hierdie perspektief op materie maak die verering van relieke en ikone sin, maar alleen as jy glo dat die reliek of die ikoon God self is. En as jou verering daarvan neerkom op aanbidding. Anders glad nie. Voor ek nou praat oor die ortodokse perspektief op materie, dink ek is dit belangrik dat julle 'n oombliekie stil staan en julle self afvra wat julle eie perspektief op materie is. Hoe sien jy materie? Is dit iets gewoon neutraal, wat niks beteken nie? Is daar een of ander magic in? Of wat? Goed. 'n Goeie vertrekpunt oor hoe die ortodoksie materie sien, is natuurlik die gebed aan die Heilige Gees, waarmee ons begin het. Hemelse Koning, Trooster, Gees van die waarheid, alom teenwoordig en met wie alles vervul is. Dit sluit aan by 'n
teks soos Jesaja 24 vers 23, wanneer God vra, vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here. Hoe werk dit? Hoekom is dit so? Kom ons begin by Genesis. Wanneer God deur Christus skep, dan sê die teks telkens, en God het gesien dat dit goed is. Die skepping soos wat dit geskep is, materie, is goed. Die onderskeid tussen die ortodokse en die protestantse beskouing van materie is dat laasgenoem die protestante aanvoer dat die skepping deur en deur boos en sleg geword het met die sondeval. Dit is nie so in die ortodokse perspektief nie. Die heilige Johannes van Damaskus het in die 7de eeu al so gesê, was die gewyde en heilige berg van Golgotha nie materie nie? Wat van die lewegewende rots, die heilige graf, die bron van ons opstanding? Was dit nie materie nie? Is die heilige boek van die evangelies nie materie nie? Is die geseënde tafel wat ons die brood van die lewe gee nie materie nie? Is die goud en silwer waaruit kruise en altaarplaat en kelke gemaak is nie materie nie? En voor al hierdie dinge is die liggaam en bloed van ons Here nie materie nie. Hou of op om al hierdie dinge te vereer, of onderwerp jou aan die tradisie van die kerk in die verering van afbeeldings. Eer God en sy vriende, en volg hierin die genade van die Heilige Gees. Moenie materie verag nie, want dit is nie veragtelik nie. Niks wat God gemaak het is nie. Slegs dit wat nie van God afkom nie, is veragtelik. Ons eie uitvindsels, die spontane besluit om die wet van die menslike natuur te verontagsaam, dit wil sê, sonde. Hierdie siening is heeltemal in lyn met hoe Christus met materie omgegaan het. Want Christus se eerste reddingsdaad was die wonderbaarlike vereniging in Maria van skepper en skepsel, van woord en mensdom, van die hemelse met materie. Hoe? Soos Gabriël vir Maria gesê het, die Heilige Gees sal oor jou kom. Dieselfde Gees wat in die mens se neus ingeblaas is met die skepping, kom weer oor die vrou en skep die verheerlikte seun van die mens in haar. Terloops, as ons 'n oomblik kan terugstaan en kyk na Dawid na sy sonde met Batsheba, dan bid hy in Psalm 51, verwerp my nie van u aangesig nie, en neem nie u Heilige Gees van my weg nie. Selfs in sy gevalle sondige toestand is die Heilige Gees nie van Dawid weggeneem nie. Anders sou hy nie smeek dat God dit nie moet doen nie. En sal die Heilige Gees dan iets wat sleg is, inherent sleg is, vervul? Na Christus se geboorte laat hy homself in die water van die Jordaan doop. Die hemele gaan oop en die Heilige Gees word openbaar. Hoe? Wel, in die vorm van die duif, van materie. Wanneer Christus mense genees, dan doen hy dit met modder, deur hulle te beveel om hulle self te gaan was, of deur die soep van sy kleed, weer eens met materie. En hy voed die menigte met eenvoudige, doodgewone brood en vis. En ek het al van tevore gesê, dat Christus moeite gedoen het na sy opstanding om te wys dat sy verheerlikte liggaam niks anders nie is as 'n liggaam, 'n fisiese liggaam, wat 'n stuk gebraaide vis en heuningkoek voor die oë van sy disippels geëet het in Lukas 24 vers 42. En wanneer die apostel Paulus praat oor die skepping, is dit in harmonie met hoe Christus met materie omgegaan het. Kom ons kyk na Romeine 8, beginnende by vers 19. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaringmaking van die kinders van God. Met ander woorde, nie die vervanging van die kinders van God met verloste kinders nie, maar die openbaarmaking van hulle verlossing.
Want die skepping is aan die nietigheid onderwerpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Die feit dat die skepping met ander woorde onderworpe is aan nietigheid, maak dit nie sleg nie, om dieselfde rede as dat die feit dat maak dit nie sleg nie, om dieselfde rede as dat die feit dat ons onderworpe is aan slawerny, ons nie minder mens maak nie, en ook nie op sigself sleg maak nie. Dit beteken dat ons noodwendig dinge nie sien as blote objekte nie, maar dat ons raak sien dat dit die genade van God bevat. Waarin ons na die geskape werklikheid kyk met die verwondering wat dit verdien, sien ons iets raak van die genade van God, wat die Kappadosiese vaders die energie van God genoem het, wat die materie deurstraal. En kom ons onthou dat die teose waarna ons op pad is in ons heiligmaking 'n volledige vereniging is met die energie van God, en dat daardie vereniging ook ons liggame insluit. Nou hierdie antwoord op die argument dat materie sleg is natuurlik terselfdertyd ook 'n antwoord op die argument dat materie net materie is. Mens hoef maar 'n oomblik na te dink om te besef dat daar twee fundamentele verskille is tussen die ortodoksie en die materialistiese beskouing. Die eerste is dat laasgenoemde God en die vervulling van alle dinge met die Gees ontken, soos ek gesê het, en die tweede is dat dit ook Christus se redding, ook van die skepping, ontken. Dit laat nog net die argument dat die verering van relieke en ikone afgodediens is. Die antwoord hierop het ek op 'n manier reeds gegee, maar laat ek aanhaal uit wat die heilige Johannes van Damaskus, 'n verdediger van die verering van ikone in die 7de eeu geskryf het daaroor. Ek aanbid nie materie nie. Ek aanbid die skepper van materie, wat materie om my ontwil geword het. Wat gewil het om materie sy woning te maak. Wat my verlossing deur materie bewerk het. Nooit sal ek ophou om die materie te vereer wat my verlossing bewerk het nie. Ek eer dit, maar nie as God nie. Hoe kan God gebore word uit dinge wat geen bestaan in hulle self het nie? God se liggaam is God, omdat dit aan sy persoon verbonde is in 'n eenheid wat nooit sal vergaan nie. Die goddelike natuur bly dieselfde. Die vlees wat in tyd geskep is verlewendig deur 'n met rede bedeelde siel. Daarom sal ek met ontzag hulde bring aan alle ander materie, omdat God dit gevul het met sy genade en krag. Ek dink nie 'n mens kan dit beter stel as dit. Maar ek sou tog iets wou byvoeg, want ek kan al klaar die beswaar hoor. Hoe kan jy sê dat God alle materie vervul, maar God is nie in dinge nie? En hoe is dit dan nie pantheïsme of afgodediens nie? Ek dink mense moet die verskil so verduidelik. Pantheïsme bestaan uit twee Griekse woorde. Pan, wat alles beteken, en theïsme, wat God beteken. Pantheïsme beteken daarom, alles is God. Die ortodoksie gebruik in plaas hiervan die woord panentheïsme, met die belangrike invoeging van en, wat in Afrikaans in beteken. So ons glo nie dat alles God is nie, maar ons glo wel dat God op 'n geheimnisvolle en wonderbaarlike manier deur sy genade in alles is. Daarom is elke bos 'n brandende bos. Alles is gevul met die heerlikheid van God, as ons maar die skoene van ons oë wil afhaal en dit wil raak sien. Die lewe is sakramenteel, soos Vader Alexander Schmemann so lief was om te sê. En laat ek die heilige Josef die Hesychas, 'n moderne heilige, aanhaal. God is oral. Daar is geen plek waar God nie is nie. Jy roep na hom toe, waar is u my God? En hy antwoord, ek is teenwoordig my kind, ek is altyd langs jou. Binne en buite, bo en onder, waar jy ook al gaan, alles roep God. Ons leef en beweeg in hom,
Ons adem God, ons eet God, ons beklee onsself met God. Alles loof en seën God. Die hele skepping roep sy lof uit. Alles lewend en leweloos praat wonderbaarlik en verheerlik die Skepper. Laat elke asem die Here loof. Laat ek afsluit met die borsplaat van St. Patrick, wat al hierdie waarhede so wonderbaarlik verwoord het. Ek bind aan myself vandag die sterk krag van die aanroep van die drie-eenheid, die geloof in die drie-eenheid in eenheid, die Skepper van die elemente. Ek bind aan myself vandag die krag van die inkarnasie van Christus met die van sy doop, die krag van die kruisiging met die van sy begrafnis, die krag van die wederopstanding met die van die hemelvaart, die krag van die koms van die uitspraak van oordeel. Ek bind aan myself vandag die krag van die liefde van die serafiem in die gehoorsaamheid van engele, in die diens van aartsengele, in die hoop op die wederopstanding tot beloning, in die gebede van die edelvaders, in die voorspellings van die profete, in die prediking van apostels, in die geloof van beleiders, in die suiwerheid van heilige maagde, in dade van regverdige manne. En dan hierdie stuk, ek bind aan myself vandag die krag van die hemel, die lig van die son, die witheid van sneeu, die krag van vuur, die flits van weerlig, die vlugheid van wind, die diepte van die see, die vastheid van die aarde, die hardheid van rotse. Ek bind aan myself vandag die krag van God om my te lei, die mag van God om my te ondersteun, die wysheid van God om my te leer, die oog van God om oor my wag te hou, die oor van God om my te hoor, die woord van God om my te laat praat, die hand van God om my te beskerm, die weg van God om my te verhoed, die skild van God om my skuiling te bied, die leerskare van God om my te verdedig, teen die strikke van demone, teen die versoekings van die ondeugde, teen die begeertes van die natuur, teen elke man wat kwaad teen my bedink, het sy ver of naby, met min of met baie. Ek het al hierdie kragte rondom my gestel, teen elke vyandige boosaardige krag, wat gerig is teen my liggaam en my siel, teen die besweringe van valse profete, teen die swart wette van die heidendom, teen die valse wette van kettery, teen die bedrog van afgodediens, teen towerspreuke van vroue en smede en druïde, teen alle kennis wat die siel van die mens bind. Christus beskerm my vandag teen gif, teen verbranding, teen verdrinking, teen verwonding, sodat ek 'n oorvloedige beloning mag ontvang. Christus met my, Christus voor my, Christus agter my, Christus in my, Christus onder my, Christus bo my, Christus aan my regterkant, Christus aan my linkerkant, Christus in die fort, Christus in die strydwase sitplek, Christus in die magtige agtersteewe van die boot, Christus in die hart van elke mens wat aan my dink, Christus in die mond van elke mens wat met my praat, Christus in elke oog van elke mens wat my sien, Christus in die oor van elkeen wat my hoor. Ek bind aan myself vandag die sterk krag van 'n aanroep van die drie-eenheid, die geloof in die drie-eenheid in eenheid, die Skepper van die elemente. Redding behoort aan die Here, redding behoort aan die Here, redding behoort aan Christus. Mag U redding, o Here, altyd by ons wees. Amen.